Ons kuier nog steeds hier in die mooiste Kaap. Vandag is ons bevoorreg om hier so saam met Kwagga Belcher te kuier. Kwagga natuurlik 'n oud rugbyspeler en 'n baie goeie wynmaker en jy sien sy produkte nou oralste in die wêreld. En hier aan my regterkant is die beskuldigde van Gouta en Dewald het 'n ongelooflike hierdie mooi braai wat hier langs ons is gebou en ek dink hy sal 'n bietjie meer daaroor praat, maar hy is nou al 'n paar keer oorgedoen, maar dis 'n pragtige ding. Ons het gister lekker saam met Faf gebraai en so ons kuier vandag hier so 'n bietjie saam met die manne. So Kwagga, ek en jy ken mekaar nou al so oor die net vir 'n baie lang tyd en so deur die sportkringe en goeders, maar meestal ek aan die media kant, jy aan die speelkant en toe nou later toe in die wyn betrokke begin raak het, maar jy's seker al langer in die wyn betrokke as wat ek jou ken. Ja, definitief. Welkom hier by ons. Welkom in die Kaap. Dankie dat jy vir ons die reën gebring het. Julle damme is mos nou vol, so is ons beurt. Ja, dit is baie interessant. Ek is nou so 13 jaar in die bedryf, wow. Maar 7 jaar op my eie, ek en my vennote. En dit het maar 'n rukkie gevat voordat 'n ou nie net die motivering, maar ook die hoe kan 'n ou sê, die toughness nodig om op jou eie te gaan het, want anders as 'n chef, jy weet wat 3 keer 'n dag 365 keer 'n jaar kos maak, 'n wynmaker het 1 per jaar. En as hy hom opneek, is die dis vir heel jaar opgeneek. So dit is jy weet, jy moet regtig die selfvertroue hê voordat jy heeltemal op jou eie gaan. So ek het die kanse eers met ander manne so goed gevat en baie gelukkig en ja, ons het nou ons vintages en baie happy. Ons is nou on the go. Nou die wynmakerry het 'n redelike groot effek op die wêreld. As daar nie wyn is nie, is niemand gelukkig nie. Maar daar's ook 'n hele klomp probleme om te oorkom om 'n suksesvolle wynmaker te wees en 'n distributor. Sukkel julle baie om ons wyn uit die land uit te kry? Op 'n stadium kan ek onthou gedurende COVID was daar baie probleme geweest. Het dit daarom nou al verbeter? Ek sal sê COVID het 'n bietjie meer probleme veroorsaak as wat die nuus gehaal het. Jy weet, daar's plase wat van die 70s, 80s, 90s al aan die gang is, maar jy weet, eers van die laat 90s af met die nuwe bedeling hulle wyne begin uitvoer het, 'n ordentlike 20-25 jaar verhouding gehad met oorseese kopers, rakspasie gehad, en toe die verbod inkom op drankhandel en op uitvoere, alhoewel dit net 'n kort rukkie was, het dit gemaak dat rakspasies verloor word aan meer bekostigbare wyne, soos van die suide van Frankryk, jou Spaanse wyne, selfs Portugese wyne, Chileaanse wyne, almal met wie ons kompeteer. So om nou, in daai tyd was die randdollar en die randpond 'n bietjie meer bekostigbaar om oorsee te gaan, 2-3 weke daar te spandeer om jou brand te vestig. Nou gaan jy ten duurste, ek bedoel ons staan nou op R25 in die pond, om nou oorsee te gaan en 'n mark te gaan stig daar, is bitter baie moeilik. So om die rakspasie terug te kry, van na COVID is baie moeilik. So maar ook nou weer die tariewe gaan bietjie kopseer veroorsaak. Ek dink op die lange duur hopelik gaan dinge beter raak, maar 'n ou moet maar net deurdruk en ou moet net aanhou. Dit is Suid-Afrikaanse wyne was tog altyd baie bekostigbaar. As jy die kwaliteit vat wêreldwyd, is ons eintlik baie laag geprys teenoor dieselfde kwaliteit van 'n wêreldwyne. So hierdie kan so tong in die kies wees waar ou sê, gaan ons nou op die vlak kom waar ons moet wees met die tariewe. So ons loer maar, sien wat gebeur. Ons 'n bietjie sport praat.
En dis eintlik nou met Dewald met wie ek moet praat, maar die ou weet niks van sport af nie. Hy's 'n Bloubal ondersteuner. Ek het gewag vir daai ene van gisteraand, okay. Hierdie amazing braai wat ons gisteraand so geniet het. Waar het die idee vanaf gekom en hoe lank is jy al met die ding aan die gang? Man, ons het Jay so rukkie terug het ons besluit ons wil kyk of ons overlanding vehicles kan maak in 'n ander manier. Ek dink is baie geplateau in ons land in terme van hoe mense overlanding aanpak, is altyd dieselfde standaard canopy, dis dieselfde standaard gear wat almal het, daar's dieselfde groot spelers in die mark, wat eintlik maar half 'n monopolie het in wat aangaan. So ons het 'n bietjie anders probeer approach, ons canopies en goed is nog nie uit nie, maar ons dink aan die nuances van hoe, jy hoef nie kabel self aan te lê om liggies of yskast of iets te doen nie, daai canopy is gepre-wire met alles wat jy possibly op hom kan sit, byvoorbeeld. Nou vir dieselfde konsep het ons die braaitjie gedoen, ons het iets gesoek wat klein, kompak, hy kan opvou, ons het 3 verskillende sizes, so ons het 'n kleintjie gemaak wat vir jou hikers ingaan, jou bikers gaan in die saddle packs in, en het probeer maak uit die hoogste kwaliteit wat ons kan kry, ons het gekyk wat's in die mark, so ons doen dit uit 'n 430 stainless steel uit, wat 'n brush stainless steel is met 'n filament oor, sodat hy nie allerlei snaakse coatings los wanneer hy gesny word nie. Ons bou dit obviously natuurlik of vervaardig dit hierso in Suid-Afrika, en soos jy nou gesê het, daai is nou al omtrent, ek dink revision 354 van allerlei goedjies tweak en als, ons is verskriklik aangelê om te kyk dat die kwaliteit reg is, juis omdat ons soos julle ook kyk na die buitelandse mark, ons wil graag Amerika en Australië toe, maar daarvoor gaan ons moet 'n gasweergawe daarvan uitbring, so ons het gewerk aan om al die nuances reg te kry, en as al die goedjies getweak is, dan gaan ons 'n gasweergawe uitbring, en dan gaan ons kyk of ons in die buiteland ook dieselfde traction kan kry as wat ons hier het. Nee, dis 'n baie handige dingetjie hierheen. Jy weet, as 'n ou nou vir liefie wil uitvat met 'n botteltjie wyn daar hier buite op die gras en jy het nou jou braaitjie. Ek dink nie sy kan nee sê nie. Hier op Clarence Drive het ek al 'n paar lekker plekke gesien waar ek langs die see wil sit en braai. Ons land se wette laat dit nou nog nie toe nie, so ignore maar daai foto's wat jy my langs die see sien braai. Maar hy is redelik gemaklik as gevolg van die 2 mm wat ons gebruik. As jy die kole uitgooi, is hy koud so binne 20 minute. So dis nie dat jy die kolle hoef uit te gooi en jy weet nou moet jy maar streng gesproke daar los, of jy kan hom nie oppak en weer terugsit in jou bakkie of in sy sakkie waar hy kom nie. As jy langs die pad stop tydens 'n trip wat jy doen, ons braai gou 'n worsie, jy grou jou gaatjie, gooi die kole uit, maak hom toe, hy vir 20 minute daar te staan terwyl almal gou oppak en 'n awning oppak of toeslaan. Jy kan hom terug in sy sakkie sit en dan gaan jy. Ons het regtig gedink aan die gerieflikheid en die gemaklikheid van hoe om hierdie goed, waar gaan jy hom regtig gebruik, die real world applications daarvan, en hoe om dit te verbeter, ja. Dis baie slim. Ek wou gesê vir my hierdie wyntjie wat hier so staan. Jy het met die Labouche brand begin. Yes. En dis obviously kom van jou van af. Ja. En was van jou ouers, voorouers in die wynmaak gewees, of het jy maar van jou eie ding gedoen? So glad nie, my familie is in die landbou, milies, skaap en bees, en my pa is nog steeds al in die Vrystaat, hulle operate daar, hy is nog steeds met die beeste besig. Nou, ek wou het oorspronklik, omdat my van Belcher is, wou ek het Belcher wyne genoem het, maar daar is 'n Belcher wyne klaar geregistreer in Amerika. Okay. En dan die oorspronklike van as Franse hiergenote was eintlik L.E. Le Boucher, yes, wat die regte uitspraak is, maar dis ook geregistreer in Frankryk. Toe maak ons die vroulike weergawe, L.A. Yeah. Okay. En nou La Boucher is, en die meeste Suid-Afrikaners spreek om La Belcher uit. Yes. Ja. En ek het al gesê, as jy die bottel gekoop het, kan jy hom noem wie jy wil. Solank jy net die website reg kry, jy weet, is ou reg, maar ons het hom, ons kry hier en daar iemand wat goed Frans praat, wat vir ons 'n bietjie backlash gee oor die La Boucher, en dan sê ons, jy weet, is opgedra aan die vrouens wat in die Belcher familie introu, of in die Boucher familie introu. Okay. Nou, hoekom ons op Chenin Blanc besluit het, jy weet, ons maak 5 wyne. Ons maak 3 rooi wyne, wat 'n Cabernet, 'n Shiraz, en dan het ons 'n Bordeaux-style blend. Oh, nice. Dan maak ons 'n Pinotage Rosé, wat lekker easy drinking is, lekker soeterig, alhoewel sy suikerlaag is. Dan het ons gegaan op 'n gehoute Chenin. Nou, hoekom ons op Chenin besluit het, jy weet, Chenin is die eerste wyn wat ooit in Suid-Afrika geplant is, wat 366 jaar terug, is die eerste wyne geplant op Gouverneur van Riebeeck se plaas, in Constantia in die Kaap, en Chenin was die eerste wyn, alhoewel dit daai tyd bekend gestaan het as steen. Okay. Suid-Afrika produseer die meeste Chenin Blanc in die wêreld.
Nou as jy gaan kyk, oor die 100 variëteite wyn is in Suid-Afrika. Jy weet, daar is baie, ek dink, party, as jy die portwyne en so alles ook intrek, ver oor die 100, dalk meer as 200 verskillende variëteite. En as jy kyk na bietjie minder as 90,000 hektaar wingerd in Suid-Afrika, is 18% daarvan Chenin blank. Maar dan moet 'n ou ook noem, jy weet, die Weskus se sandveldmanne wat op groot produksie hardloop, Chenin maak ook 'n ongelooflike brandewyn. En dit is hoekom ek dink Suid-Afrika so baie Chenin doen. Nou is dit op die gehout gegaan, wat vir hom ek meen as jy in jou glas gaan ryk, jy gaan dadelik optel, jy gaan 'n bietjie appelkoos, 'n bietjie van 'n soeterigheid wat of sy heuning kan wees, of sy bietjie karamel. Maar ek sê altyd vir mense, dit gaan oor wat jy ryk. Dit wat ek op die bottel sit, is maar net wat ek ryk. Want ek vertel altyd by 'n wynproe, as jy nou my pa, my ma, my oupa, my ouma en vir my blinddoek, en jy vat 'n teelepel met kaneel onder ons neuse. My ouma gaan vir jou sê, daai's kaneel. Ja. My ma gaan sê, daai's melktert. My pa gaan sê, daai's pannekoek. Hang af waarmee jou brein dit assosieer. Presies, nou ek gaan sê dis 'n fireball, en daai fireball shooter. Ja, jy sien waarmee jou brein dit assosieer. Daai Pretoria aande en Potch aande waar die fireballs geloop het. Maar my oupa sê vir jou sê, hy ryk kraalmis, hy ryk beesmis. Ja, ek hoor dit sê. En dit is nie omdat hy beesmis ryk nie, is omdat hy elke donderdag by die veiling is en hulle verkoop pannekoek aan. Ja. Kaneelpannekoek. Amazing. So dit is wat jou brein vir jou sê om te ryk. Dis nie dat daar appelkoos in is of heuning in is nie. Dit is maar net die karakter en die sintuie wat jou laat dink. Dis hoekom wat daai movie Semi-Soet wat praat van ouma se kombuis. Yes. En potloodskaafsels. Jy weet daar's allerlei dinge, maar as ek vir jou sê appelkoos, party ouens gaan perske ryk, party gaan heuning ryk, party gaan lychee ryk, as 'n bietjie meer karakter van 'n Chardonnay, maar elke ou het sy eie reuk wat hy gaan assosieer. So hierdie sal ek sê op hierdie braaiertjie 'n lekker pork belly of 'n lekker oopgevlekte curryhoender gaan saam hierdie wyntjie ongelooflik lekker. Pork belly sal mooi werk in terme van die size daarso, jy gaan alles lekker kan cover. Die hitte gaan mooi egalig wees, so ek glo dit sal mooi werk. Van hy opgeslaan is, het ek net pork belly op die brein. So dit moet traai een of ander tyd. So as jy nou appelkoos in terme van appelkoos, karamel, die soetigheid wat jy sê, wat is die veronderstel om die smaak te wees wat jy dan inkry? Op die palet gaan jy dadelik vrugtig. Jy gaan so bietjie meer amper bietjie meer van 'n peer wat gaan deurkom. Jy gaan 'n bietjie van die hout optel, maar jy gaan daai soeterige nasmaak kry. Wat amper vir my is dit, onthou jy spookasem. O ja. Ja. Nou, daai oranje een, daai appelkoos spookasem is wat vir my die nasmaak is. Daai klein appelkoosies wat jy so by die koffie by die sweeties altyd gekoop het, want hy los altyd daai smaak so aan die agterkant. As ek ek was van graad 1 af in die koshuis. En daai was die goedkoopste sweets om te koop 100%. vir jou ma om in te pak koshuis toe. Ja. En as ek vir mense probeer vertel van dit, die jonger ouens deesdae, jy weet ek was ouer toe ek in die wynbedryf begin. Ek bedoel ek het my rugbyloopbaan eers klaar gemaak. Toe in die wynbedryf begin. So die ouens om wie ek begin het, was almal 12 jaar jonger as ek. Yes. En hulle onthou nie daai sweets nie. Ek verstaan. Dis tipe lekkers wat hulle nie onthou nie. Die Kwagga het vir ons net nou 'n lekker wenk gegee om jou wyn uit te ken. Wil jy 'n bietjie verduidelik daar van die bottelary? Die wine of origin. Nou meeste bottels sê vir jou WO, WO of daar sal staan wine of origin. Nou dit is baie belangrik om jou wyn so te kies. Onthou jy kry tipe mense wat net vir die label koop. Jy kry party mense wat net vir die pryse koop. Maak nie saak wat se stiker daar op is nie. Jy kry van hierdie wyne wat lyk soos 'n Meksikaanse generaal met al die medaljes in die stickers op, maar dit beteken nie noodwendig jy gaan daarvan hou nie. Yes. Ek het agtergekom as ek wynproe in die Vrystaat en in Transvaal doen, baie van die vrouens kyk na die pryse wat gewen is. Maar die wenk wat ek altyd vir mense gee is, jy weet daar's top wynmakers wat glad nie in kompetisies deelneem nie. Ja, net omdat hulle nie wil nie. Ek sê nie ons is maar ons is een van die mense wat nie aan kompetisies deelneem nie. Okay. Ons spandeer soveel tyd en soveel moeite aan die design van ons bottels en ons labels dat ons wil verkieslik laat die kliënt ons judge. Om ons wyn te proe, te drink, jy weet judge ons. Dis hoekom ons is goed op Vivino. Yes. Ja. Waar
die mense ons kan judge. So ek wil nie laat 'n paneel van 2 of 4 mense die feit of die jy weet my jaar se selfs gaan beïnvloed. Natuurlijk, So ja. Ek wil nou net vra, daar's 'n hele paar wine apps, ek weet Vivino is obviously groot in Suid-Afrika. En jy dink dis 'n redelike gematigde, geregverdigde manier om Vivino is definitief vir my, daar's tot kritiek ook daarop. Okay. En 'n 0 ster of 'n 1 ster of 'n halwe ster beïnvloed jou rating. So maar gelukkig, jy weet jy ry te wyn een keer. So as jy nou iemand het wat 'n mes in dit vir jou, hy kan net een keer. net een En keer. sy 'n paar pages Ja, oopmaak. as hy regtig kwaad is, dan kan hy nou 'n hele paar users gaan kry. Ja, dit is so, maar ek voel dit is 'n beter manier om te engage met die mense en om terug te kom op die vorige topik van die om 'n wyn lekker uit te ken is wine of origin. Yes. Jy weet, as hy sê wine of origin Western Cape, beteken dit kan van enige plek in die Wes-Kaap kan die drywe, dit kan van 40 plase afkom. Verskillende smake. Gewoonlik is dit 'n bietjie meer jou massaproduksie, Yes. jou bietjie meer bekostigbare wyne. Jy weet jou elke dag drink wyn wat jy sommer langs die swembad oopmaak en van daai wyne wat ons tong in die kies sal sê wat jy ysie sal ingooi. Yes. Jy weet. En so raak jou area al hoe Meer kleiner. gekonsentreerd. Baie meer gekonsentreerd en soos Stellenbosch het mos nou sy 5 appellasies en ons is in die bottelary heuwels. Nou as jy op die grens is, net plase al twee kante en die drywe kom saam, sal dit sê wine of origin Stellenbosch. Dan weet jy, dis site specific is van een of twee plase af. Daar is 'n 5% grasie, maar dit is 'n lekker manier om dit uit te ken. 'n Sauvignon Blanc van Stellenbosch en 'n Sauvignon Blanc van die Parel, Wellington en Elgin of die hemel en aarde gaan nie dieselfde proe nie. Want dit gaan oor wat is die mikroklimaat? Is dit 'n warm area of 'n koel area? Soos dit kouer area is, gaan hy bietjie meer daai vars gesnyde groen gras reuk. So dit gee jou half 'n idee om verskillende wyne se smake amper bymekaar te sit om te weet, kom ons sê Labouche is uit vandag want hy het heeltemal uitverkoop. Ek gaan nou 'n ander ene koop, maar sy wine of origin is dieselfde as wat Labouche is. Gaan sy smaak Presies. more than likely naby wees aan wat jou dis gelaat trek. As jy van 'n wine of origins Sauvignon Blanc Parel hou, gaan jy nie van Elgins en Yes, ek weet. koop as joune uitverkoop is nie. Ja. So jy gaan kom ons het sy kom ons noem nou maar Simons vlei. As jy hou van Simons vlei se wyn en daai spesifieke ene is uitverkoop, dan gaan jy net aan die pad af na 'n Laborie of 'n Ridgeback of 'n Spice Yes, Route ek weet. en jy weet maar dan moet jy oppas, dan het jy weer 'n brand wat plase in die Swartland het, maar dit sê op die bottel Yes. wine of origin Swartland, nie Parel Okay. nie. So daar is en dit is 'n baie mooi manier om Dis 'n baie interessante manier vir my wat ek nou geleer het om wyne uitmekaar uit dan te diferensieer, want dit is iets wat ek nooit geweet het om te kyk na wine of origin nie. Ja. definitief. Vir my het ek gedink 'n Chenin Blanc is 'n Chenin Blanc, maar waar jy hom koop maak nie regtig saak nie. En party van die wyne is my baie lekkerder as ander, maar dis dan nou heel moontlik hoekom. Die druiwe, die krop wat opgebring het is meer gekonsentreer, die kwaliteit is beheer in plaas van oor 'n hele distrik vat. jy moet Baie onthou in interessant. Suid-Afrika alleen sonder ingevoerde wyne sit 'n ou met oor die 50,000 verskillende bottels wyn. Jo, As jy elke wyn wat vir jou beskikbaar is om te kan koop in Suid-Afrika is meer as 50,000. ja. Dis hoekom ons vir mense sê, gaan na wynproe toe, sluit aan by 'n wynklub, jy weet, explore 'n bietjie want jy het dalk jou gunsteling wyn nog nooit geproe nie. Yes, 100%. Ja, ek dink Baie dis definitief 'n ding. Ou raak in 'n veral met prys. Jy weet, ek meen die hele wêreld, as jy kyk in Kanada en Amerika, die wyn is duur. Ja. Veral as jy daar met 'n Suid-Afrikaanse randjie aankom. Ja, Ja. Suid-Afrika is baie bederf. Ja. Moet ek soos wat ek net nou genoem het. Ons is op 'n hallo Zeus. Ons is op 'n lekker pryspunt vir 'n koper. yes. So die kopers in Suid-Afrika, ons is baie bederf. Ons besef nie wat se luxury wyn eintlik in die res van die In wêreld ander is lande nie. is nie, yes. Ja. Dis baie waar. Straal, ek het dit gesien. Met rooi wyn. Nee, dis 'n brandewyn. Lekker Ek wou sê as dit saam rooi wyn was,
Dis nou daai tipiese show waar die mense so sit en dan take 1 is normaal, take 2 as jy nou sien as 'n kat en is almal se glase weer vol, take 3 is almal se glase weer vol, take 4 is almal dronk. Gat ons. Hulle het so 'n episode geskiet wat John de Villiers en Dwayne Vermeulen op die plaas by ons ingedoen het. O ja. Dan chat hulle, dan sien jy die vlamme agter hulle so hoog. Dan op 'n stadium is die vlamme weer dood. Dan is daar weer vlamme. Iemand weer 600 stukke hout kom opgooi. Ja, dit was soos die hout wat ons gekry het was nie baie hot nie. En dit was in die winter roods nat gereën. Dit is nou so lekker om hier oor die baai uit te kyk, met Gordons Bay, strand, hierdie area is nog altyd vir my 'n baie spesiale plek, is altyd 'n plek waar oor regtig ook kom rus. Ja, en obviously, dit is so naby in Stellenbosch, is so naby om 'n lekker wyntjie te gaan drink, jy wister. Ons praat so 'n bietjie sport. Ek weet jy is obviously nog steeds 'n baie groot rugby ondersteuner. Wat dink jy van die Springbokke op hierdie stadium? Is jy bekommerd? Is jy happy? Sien jy enigsins iets wat ons nou moet kyk? Ek dink ons is in 'n baie goeie plek, né? Ons is kyk, ons het 'n target op ons rug as jy dit nou klein en simpel wil sê. Ons is nou soos daai 2011 tot 2015 All Blacks wat 2 in 'n ry gewen het wat nou die target op die rug het en ek dink dat genoeg juniors begin deurkom. Ek dink die pool is fantasties. Wat was laas jaar oor die 50 caps? Ja. As ek dit oor die 50 ouens wat opgedraf het nuwe caps, ja. En met nuwe caps en dit wys jou die pool wat daar is wat ons het en ek is meer bekommerd oor ons domestic rugby. Ja. Dis Ek ben ons is wêreldklas op skole vlak waar ons ek dink maklik ons top 5 skole is onder die top 10 in die wêreld. En dan vat ons 'n massiewe dip met ons rugby wat ek dink die laaste 15 jaar na 20 jaar toe het ons klubvlak en eerste divisie vlak 'n moerse dip gevang as gevolg van baie meer spelers wat oor see gaan. Die feit dat ons uit Super Rugby uit is, ek dink ons Australië en Nieu-Seeland het mekaar die beste in die wêreld gemaak. 100%. Ons is nou op 'n high. Ek dink ons en Ierland benefit nou van mekaar af, maar jy kan duidelik sien Nieu-Seeland en Australië met die Suidsee-eilande, jy weet hulle mis Suid-Afrika daar. Ja, definitief. En dan my darlingspan, die Cheetahs. Ek weet heiliglik is dit vir my soos 'n broer in die tronk, jy weet. Baie lief vir hom, maar hy praat nie meer oor hom nie. En bly om te sien Toyota het by hulle gestiek om nog 'n kontrak te teken met hulle en hopelik is die rumors waar dat hulle die laaspan kan hopelik vervang. Ja. Maar ek dink domestic gaan vir ons kopseere begin gee. Wat ek ook sien met Suid-Afrikaanse entoesiaste, rugby entoesiaste is dat hulle is verskriklik oningelig. Hulle besef nie wat dit vat om soveel ouens te manage in die wêreld nie. Ek weet nie wat die presiese syfer op hierdie stadium is nie, maar ons het duisende spelers oor see. Ja. En daar's twee redes vir dit. Die ene is obviously almal kan nie hier werk nie. Ons het 'n stelsel wat dit voorkom. Maar dit gee ook vir die ander ouens 'n kans. Ek verstaan nie hoekom die Springbokke altyd moet terugkom en in die Currie Cup kom speel nie. Ons het nie meer 'n ontwikkelende, onthou as jy die Vodacom Cup gehad, dis weg. Die SA Cup is baie flou. Dis baie moeilik om na te kyk en dis hoekom dit vir hulle so moeilik is om borge te kry. Want daar is nie vir hulle exposure nie. Daar word dood eenvoudig net nie meer moeite gedoen eers om stadion toe te gaan nie. Precies. Nog minder om die TV aan te sit. Presies. En dit is Te veel rugby? Hulle sê altyd te veel van 'n goeie ding is nie altyd Goed nie. so goed nie, maar dit het ongelukkig professioneel geraak. Dit het 'n werk geword. Ja. En jy het net 'n kort tyd wat jy dit kan doen. So jy kan nie die ouens wat oor see gaan kwaliek neem. Nee, jy kan nie. Om soveel geld as moontlik te gaan maak nie. Maar vir die hoeveelheid ouens wat in Japan, in Frankryk, in Europa gaan rugby speel het jy weet dit deure vir soveel Suid-Afrikaanse spelers oopgemaak. Daar vat net vir Kurtley Arendse. Ja. Ek meen wat by die Boland rondgange en by die klub rugby en hulle het so mooi gepraat van waar hy in die slaghuis gewerk het en amper opgegee het en daar het 'n geleentheid vir hom gekom om weer te speel. Ongelooflik. Want daar was 'n leemte. Ja. So daar's diamonds in the rough daar buite en maar
ons gaan nie in elke posisie elke jaar dit kry nie. Ja, dit is 'n groot probleem. In terme van diamonds in the rough wat jy sê, in my opinie van Currie Cup rugby, wat julle nou gesê, die mense kom terug, weet jou Springbok spelers kom terug, hy moet sy kontrak voltooi, hy doen Currie Cup dalk 'n paar wedstryde en hy gaan nou maar natuurlik in die URC en wat ook al in. Dink mense dis die moeite werd om te sê, hoorie, kom ons haal Springbok rugby as jy amper soos eerste span ouens mag nie vir die derde span gaan speel nie, as jy die analogy so wil hê. Dit gee daai ouens aan die onderkant weer kans om te groei, dit gee hom kans om te ontwikkel, dit gee die coaches kans om regtig actually met daai ou tyd te spandeer. Ja. In plaas van om te sê, ek weet ek spandeer net 2 maande met hom, want dan kom Pieter, Jannie of Sakkie kom terug, en dan gaan hy in 'n geval vervang en dan gaan hy net weer bench toe. So daai ou gee ook nie noodwendig altyd sy alles nie. Hy is dalk hier vir die paycheck, die motivering is nie noodwendig reg nie. En ek dink dis hoe mense die Currie Cup of die eerste divisie dalk weer gaan regkry en sê, hoorie, om die mense weer geïnteresseerd te kry, daar is gee daai ouens 'n legit gap om te doen wat hy moet doen en om te groei tot waar hy moet wees, wat ons weer gaan die ekstra diepte gee die jare vorentoe. Ek dink 'n baie goeie voorstel sou miskien wees om in steede te sê dat die probleem wat ek met die Springbokke het wat terugkom is hulle kom in vir die semifinal en die final. Yes. Hulle het nie al die jare werk gedoen. Hulle het nie al die jare werk gedoen nie. As jy die Springbokke inbring, gebruik hulle deur die jare. Help die ouens, want ek meen ons sien wat Dwayne en wat al die ouens gedoen het, die voorbeeld. Ek meen ons het elke nou en dan ons 'n ouer ou wat nog in die span ronddrentel en Willie is nou daai ou. En dit is 'n goeie ding, maar om hulle net doeteenvoudig te vervang vir die semi en die final. As hulle sê dat Springbokke bly uit daai wat nie deel was nie of wat nie 'n sekere hoeveelheid wedstryde soos 'n klub rugby gespeel het nie. Ja. Bly uit. Ek dink dit kan 'n oplossing wees en dit kan ook want ek dink dit maak die ouens mismoedig en dit maak hulle ook pickable van die buitekant af. Weet jy, ou soos Dobson met seker sy hare uit sy kop uittrek baie keer oor hoe vinnig 'n situasie verander met 'n speler wat vinnig 'n gap kry wat gesien word iewerster en hy kan niks doen nie. Hy kan nee sê. Ja. En jy kan die transfer kan jy cancel. Maar op die einde van die dag is 'n speler nie wil speel nie en hy kan 5 keer die geld in 'n ander land kry en hy sit hierso vir basies vir peanuts in vergelyking. Dis 'n moeilike een en ons het al met Dobson gepraat daaroor en dit is ietsie wat hy nogal vir my hartseer saak. Want baie van die ouens word groot vir hom. Hy het deur al die systems gekom. Selfs as Loffie wat jy wat vir jou 'n groot steunpunt was in jou lewe. Nee, definitief. Vir my, kyk, vat vir Dobson, jy sê hare uit die kop uittrek, hy sit met 3 fly-offs. Ja. Dit is waar ek dink dis waar Arie hare, hier is wat hy sit met Willemse, met Sasha en met Mani, en hy moet al drie, want al drie is in die Springbok vergrootglas, jy weet. Yes. En ek dink SA Rugby moet 'n bietjie beter gaan en sê, jy weet, kom ons versprei daai fly-offs. Yeah, exactly. Kom ons gee hulle game time, kom ons gee hulle, want ek bedoel, al die jare was die hakertry van Suid-Afrika so gewees, dit was John Smith en Bismarck Du Plessis, Yes. dit was 2-16 van die Sharks, dit was 2-16 van die Bulle, in Super Rugby en Curriebeeker en in SA Rugby, dit maak nie saak wie by 'n ander 'n provinsie die beste was nie, hy was, jy weet, jy het jou Gary Botha gehad, jy het jou al daai manne gehad, jy het vir Skalk Brits gehad, jy het al daai ouens gehad, Etienne Reyneke, dis ouens wat nie 'n gap gekry, maar ek sou geniet het om John Smith en Bismarck teen mekaar te sien speel. En hopelik kom dit reg, maar jy weet, as 'n Unie, as hy die wallet het om dit is so te ongelukkig dra, so, ja, heeltemal as anders. money talks. Maar nooit vergeet die impak wat Waastie Cup ook het op die land. Absoluut. Ja. Ek dink Waastie Cup het amper Vodacom Cup vervang. Want Vodacom Cup was ook net daai kort ruk in die begin van die jaar, onthou jy? Ja. Dit was net 'n single round. Dit was 'n single round met die 8 spanne wat nie of dit was die 14 spanne met die Super Rugby, die top unies was Super Rugby toe. Ja. En dan was dit Vodacom Cup. Wanneer Super Rugby verby is in die Currie Cup begin, was dit Currie Cup en Currie Cup First Division. Ja. Yes. Nou, ek dink Waastie Cup het Vodacom Cup vervang. Maar ek dink die een ding wat ek excited oor is die denke van Rassie oor die toer aan die einde van die jaar nader bring na die Six Nations toe. Imagine daai twee goeders hardloop op dieselfde tyd. En dan sien daai ding van hier spring Ierland nou op na nommer 1 toe en Suid-Afrika daartoe en dan dit maak ook 'n groot gaping oop in daai tyd van die jaar waar die spelers kan rus. Hulle kan vir die eerste keer 'n oordentlike player management system doen. Ek weet hy het gepraat daaroor en nou daar's
blykbaar baie groot teenkanting, maar daar's ook aan die ander kant weer van Australië en Nieu-Seeland se kant af is daar baie ondersteuning. Wat dink jy daarvan? Player management, jy weet, vir al die ouers wat nader aan die 30's begin raak. Ek meen, daai een skeeftrap is 'n ding, dis jy weet as jy gaan kyk na 'n leasebreak, 'n hammy, dis nie 'n ding wat net vinnig verbygaan nie. En tensy jy jou kontrakversekering als in plek het, dit is die Unis soek jou so gou as moontlik weer op die veld. So daai rustye dink ek is baie belangrik. En dit gee ons ook honger ons ook weer bietjie uit om rugby te kyk. So baie mense gaan nie hou daarvan wat hy sê nie, maar 'n breek is vir almal goed. Yes, stem saam. Kwagga is lekker om hier saam met jou te kuier, ons weet jy is 'n besige hou. Jy het nog 'n paar goeders om te gaan doen. So of jy sê voorspoed op jou wyntjie. Manne, Cheers, baie dankie. Besigheid Sterkte en vir familie. julle. Is dit nie eens oor jou familie gepraat nie? Hy's groot. Hy's groot. Maar baie sterkte en baie dankie. En onthou om in die comment section bietjie met ons te gesels, vir ons te sê wat dink julle van Kwagga se wyne, Labouche en Gouta hier aan my regterkant. Dankie. Die groot man. Ons gaan al die links en goeders sal inwees en ondersteun ons. So cheers boys. Cheers manne. Dankie. Cheers.